soos 'n kind van die Here. Hy sê ek soek nie 'n kabelbesigheid nie. Hy sê daar sal gehardloop word. Hy sê daar sal gesing word. Hy het gesê daar sal hande geklap word. Want hy was 'n man wat geweet het. Halleluja. Halleluja. Hy het geweet om wie maak hy staan, man. Hy het geweet wie sy staan daarop. Halleluja. En dit was Jesus. En dit was Jesus. Iets wat ek wil noem in Middelburg. Ek gaan nou groet hierbaars. Jy kan nie Middelburgse mense leer van bekering nie. Hulle ken bekering. Weet jy wat gebeur vandag se dag? As jy van Jacob sê, moet nie so maak nie. Dan decide hy om sy eie kerk te begin. En dan kan kry ons Middelburg as 'n plek wat miskien uit 100.000 mense bestaan. Maar dan het hy 40 kerke. En ons as kinders van die Here, ons kan nie saamlewe nie. Kan ons mekaar sien, dan sien ons die best van mekaar. En plaas van die Here sien ons die kwaad in mekaar. En plaas van die man wat, dan breek ons mekaar af. Ons het die Here nodig. Halleluja. Die boodskap gaan 'n bietjie swaar eindig hierbaars. Ek voel dat ek gaan 'n bietjie baie swaar eindig. Hier kom die boodskap by Farao. Kom ek groet julle. Al die kinders van die Here. Al die kinders van die Here. U is gegroet in Jesus naam. Ek gaan nie amper gebruikie van as die amper. Van maak dat hulle groot kop kry. Halleluja. Ek wil die kinders van die Here groet. So even als iemand van my broer ook is reg. Ek is 'n kind van die Here. Halleluja. Ons het nodig om van ons troontjies af te klim, sodat die Here kan operate in ons binneste. Ons het nodig om te vergeet aan onsself, sodat die Here jou kan gebruik. Halleluja. Die boodskap kom by Farao. En Farao gee die boodskap aan sy manne. Julle kan die boek gaan lees by die huis. In die boeke van Exodus 1:22. As julle daar gaan lees, dat u hoor die boodskap kom. En Farao gee die boodskap aan die man. Hy sê vir hulle, elke seentjie wat moet bore, moet doodgemaak word. Maar hou net die dogtertjies agter. In die boeke van Openbaring is daar geskrywe, die vrou en die draak. Elke keer as daar seun moet bore, dan moet die draak hom doodmaak. Wat wil Marman sê? Dat mense wat die waarde van God dra, net wanneer hy wil skyn, dan destroy ons. Dat mense wat probeer, maar net as hy probeer, dan skeer ons uit mekaar. Halleluja. As die Middelburgse kleinkinders kyk, hier tussen 14 en 15, dan sal jy sien, hy ken die evangelie bloed en nommer, van hy is gebore in die evangelie. Halleluja. En net as die kleinkinders begin, dan destroy ons die kind. Ons maak hom dood, voordat hy nog moet lewe. Ons maak hem weg. Ons verskeer uit mekaar. Farao kry die boodskap. Farao hoor Moses het moord gemaak en Moses het weggehardloop. Maar kyk wat maak Moses. Moses besef, hy het nie doelloos op die rivier gesweef nie. God het 'n plan gehad met sy lewe. Die Hebreëse volk het 'n ander plan. Die Hebreëse vrouens is klomp voetvrouens.
Hulle het die help nodig nie. As hulle begin bid, man, dan val die kettinge af. Van die eerbringers wat vrouwen begin bid, dan stip die fundament. Moses weet, hy sit doelloos op die waters gesweef. En nadat hy moord gemaakt het, dan loop hy weg. Bijbel sê, God ontmoet hom op verskillende manieren. Die brandende bos was ook een van hulle. En Moses moet terugkeer aan die paleis waar hy moord gemaakt het. So as iemand geveil het in die leven, dan wil ek vir jou sê, hy nodig om terug te gaan in die paleis. Die Here wat jou gebruik, die Here wat jou gebruik, die Here wat jou gebruik, die Here wat vir jou op pad staan. Hy het jou semies ingegeen. Niemand wil jou verdien. Niemand wil jou hier nie. Hy het aan mekaar geld gaan leen om 'n semie te maak. Niemand wil jou aanvaar nie. Maar hier is die vloed van die Here. Gaan probeer net weer. Gaan probeer jy net weer. Ja, gaan probeer jy net weer. En hier sê hulle, elke seun moet doodgemaak word. As 'n musikant, hy sal nie perfect wees nie. Jy sal foute het. En net wanneer jy die eerste fout maak, dan destrooi die wêreld toe. In plaas van platform, ons destrooi hulle. In plaas van help, ons vermeerder hulle. In plaas van put vir die mannen, hy loop en skinder hulle. In plaas van help hulle op. In plaas van beskerm hulle. In plaas van put en put en put. Vermeerder ons hulle. Een ding wat ek geleid het, leraar was baie stryd. As leraar vir jou iets sê, dan moet jy maar net sluk. As jy voel jy loop, dan help hy jou en jy moet loop. Want hy was iemand wat geweet het, en lewe nie vir jou nie, maar lewe vir Christus Jesus. Veel die baie mense kon hom nie gevat het nie, omdat hy baie stryd was. Vandag se dag wil ek nie by begrafnisse kom nie, want ons lieg vir mekaar. Families val by begrafnisse uit mekaar. In plaas van die kerkmense moet kom en die familie by mekaar hou, destrooi ons mekaar uit mekaar. Maar die Here wil die kerk herstel, zodat die kerk sy plek kan ken, zodat die kerk ook kan halleluja dien, in gees en in waarheid. Is dit wat gebeur? Kom ons raak 'n bietjie stil. Kom ons raak 'n bietjie stil, dierbares. Iemand staan op en iemand begin te profeteer. Dan staan ons daar en sê ons, Here, kyk die valse profeet. Hy het weer iets gehoor van my. En daarom staan hy op. Alles wat hy praat, hy kom lieg nou weer. Hy het hom nog nie kans gegee nie. Hy destrooi hom. Hy het nog iets toegelaat dat die Here hom gebruik het. Hy skeer hom uit mekaar. Ek bekeer my tussen vroue van die Here. Ek bekeer my tussen 12 groot mamas. Ek praat nie van jong mense nie. En elke keer as ek daar tussen die mamas stom by die moederpotjie, dan sê die een mama, noem toch maar net die ou klein broertjie se naam. En agterna die manne gedink, maar jy 'n moffietjie bly so tussen die mamas. Maar nooit het hulle geweet nie, dat se sand wat begin 'n plant was. En wanneer die mama op haar knie gaan,
en sy roep tot die Here, dan is daar altyd iets wat gebeur het, man. Net so 'n bietjie sagter as 'n kant. En hier kom die gevaar in. Vandag word die groot mense nie meer gesien in die kerkie. Van die jong mense kom preek die ou mense. In plaas van ek moet vir u kom respek in die kerk, kom preek ek vir u. In plaas van ek moet vir my apostel respek, dan staan ek liewer steen daar op, want ek het 'n gees van minagting. In plaas van die groot mense respek in die huis van die Here. Baie groot mense lyk vandag vir jou verdrag. Maar sy het winters en somers wat jy nie het op jou nie. Die mama sê die jare gesing, en dis die krag van God, en dit is Jesus. En die fundamente was geskit. Terwyl ek die boodskap bedien, wil ek die vrouens moet hulle se waarde ken. En ek wil hê dat die leiers moet hulle se posisies en hulle se waarde ken. Die woord van die Here sê, julle moet nie gesus word deur die sonde nie, maar julle moet wakker wees. Daarom moet ons ook nie die jong manne afbreek as hulle probeer nie. Ek hou van iemand wat probeer in die lewe. Halleluja. Hy sal nie perfect wees nie. Hy sal nie volmaak wees nie. Hy sal nie die beste wees nie. Maar ek hou van iemand wat probeer. Onze jong meisies doen vandag groot dinge hier buitekant. Dan hoor ons net, ai, kyk maar wat is die kinders besig. Ek het nooit naartoe gegaan om te vra my kind, waarmee kan ek jou help? Jy is besig om die seentjie dood te maak. Die ding het nog eens begin geboorte gee nie. Dan staan jy reg om hom seer te maak. Die Here kan net nie besig is met iemand nie. Dan is die draak binnekant jou besig. Jy wil nooit die beste in iemand anders sien nie. Al wat jy sien, jy wil hom destrooi. Jy wil sien, hy maak dit nie. Jy wil sien, hy suffer. Yeah! By die Here werk het nie so nie. By die Here werk gehoorsaamheid. Das orde in die huis van die Here. En hier kom die boodskap. Elke seun wat met bore moet doodgemaak word. Alles wat die persoon probeer, gaan destrooi dit. Die Bybel sê die draak staan gereed. Die draak staan gereed om elke seentjie dood te maak. En waarom gee die opdrag, elke seun wat bore, maak hom dood. As jy verder lees in die Bybel, dan praat hy daar, hy sê, en tyd toe word die Israeliete al hoe sterker en meer magtiger. Die fout wat Farao gemaak het, man van die Here, hy het vir Moses toegelaat in sy paleis, en hy het vir Moses groot gemaak, gedink Moses is maar Moses was 'n Hebreëse seun. Hy was nie 'n Egiptenaar of 'n Israeliet nie. Hy was 'n Hebreëse seun. Nou wanneer 'n vrou verwagtend is, destyd het hulle die ambulans gebel en dan hulle gehelp. Maar as 'n Hebreëse vrou verwagtend is, die ambulans kom, dan hy kind al reeds gebore. Weet jy wat wil Marman vanaand sê? In plaas van stories op stoep, bid liewers. Laat hy kind boere voor die duivel oorvat. In plaas van afbreek en skeer, bid eintlik laat hy kind lewe. So as die Israeliete aankom, dan moet hulle kom sien. Daar is 'n God wat lewe in hy kind. Middelbose mense ken die waarheid. Ek weet nie hoekom is hulle so steeks nie. En hulle ken nie waarheid. Ek weet nie hoekom is ons so steeks nie. Ek is ook 'n plattelandkind die bares. Ek praat uit ondervinding uit.
Ons Karoo-kenners is baie steeks. As goed in die werk according die jou nie, dan keer jy die wêreld om. Dit werk jy so nie. In plaas van God se gees wat moet opstaan, maak ons sy gees dood. En ek kan niks beter in iemand anders sien nie, van ek respect myself nie. Wanneer jy jouself respect, dan sal jy iets positief van alle persoon sien. Weet jy, as ek tussen die manne van die Here kom, dan kom ek na vore as die kleinste. Ek kan apostel as ek kom as 'n broer, want ek ag my broer hoor as myself. Ek kan nie tussen vroue van die Here kom wat nou bekeer het, en dan kom kry ek die Here te hoor as my. Ek kan jou respect, man. Ek wil hê die Here moet eendag vir my respect. Daarom sal ek elke mens respect. Dit maak nie saak wat 'n kerk loop jy nie, ek sal jou respect. Want ek respect die God wat binne jou is. God begin beweeg in Middelburg, dan hoor ons hoe smak ons mense. Weet jy, ons koop 750 daai groot blikkie koffie. Ons drink om klaar, soos ons sit met mense se name. In plaas van bid, ons drink hy koffie klaar. As ek kan maar die koekies agter, dan loop ons met die gown van huis tot huis. Hy doek is skief. Hy bid nie. Hy gaan praat liewerste. Hy te praat die moon. In plaas van iemand ophelp. In plaas van iemand aanhelp. Destrooi ons mense. Bou jy nou net 3 stene aan, dan sê hulle dis Paulus geld. Jy het gesteel. Jy trek die lelikste name. Hulle wil jou nie gun nie. Hulle wil jou nie toelaat nie. Hulle wil nie sien jy gaan vorentoe nie. Hey! Bestraaf hy die moon wat jou so gebruik. Apostel Boer, man van die Here, u kan nou daar saam met die vrou van die Here die nie beach gaan loop. Dan sê hulle, het jy gesien, hy loop met 'n shorty. Hy het 'n manga aan. Het jy gesien hoe lyk hy nou? Hy is erg, hy is afvallig. Hy laat hom nie toe, laat die liefde moet bloei nie. Hy destrooi hom. Hy seun wat wil boere maak, hy dood. Is seer om te sien. 'n mens hoor my, hoor ook nie. Hoeveel boodskappe word daar gepreek in Middelburg? Dan decide ons loop verby mekaar se kerke. Hoeveel openligte word daar gehou? Dan sê jy, dis nie my kerk nie. My leier gaan my skel. Weet u, op die aarde is ons baie gehoorsaam aan ons leiers, maar ons minag vir God. Manne van die Here, vandag se dae koop ons hierdie, ons gee ons die omkoop geskenke. In plaas van die waarheid voorhou, gee hulle vir jou net goue skap, dan hou jy jou mond. Jy kan nie meer die mense aanspreek nie, want jy is omgekoop met 'n skap. Jy kan nie weer praat nie. Hulle vir jou pas skoene gekoop. Die apostel was baie skerp, maar nou kan sy nie meer verman nie, want hulle koop vir haar make-up. Die Here wil hê jy moet hy omkoop geskenke uit die kerk uitvat, man. Halleluja. Dis hoe die mense jou doodmaak, van jy aanvaar omkoop geskenke. Ek rook in die geheimen. Jy weet van my gerookery. Maar omdat ek jou petrol geld gee, gaan jy my nie aanspreek.
bakkie inkom, dan sy oor miskien R3000. Nou kan ek jou nie aanspreek nie, van jy hou die kerk levendig. Hy vat hy omkoop geskenk, maar daar sal 'n dag aanbreek, wat die Here sal sê, gaan werk jou vervloekte, ek ken jou nie, ek heb geen behaag aan jou werke nie, ek ken jou nie. Hulle het 'n fout gemaak om my geleentheid te gee. Jy kry mense terwyl jy preek en preek jy saam met jou. Terwyl jy praat dan sê jy, jy hoor nou weer daai enetjie. Maar ek wil vir jou ook sê, God hou jou dop. God ken vir jou. Jy kan vir my maar God ken vir jou. God hou jou dop. Jy moet ag vir my nie, jy moet ag die Here. Heb je gezien hoe het gebeurt als zoveel onheil met jou? Van jouw hart is niet recht. Jouw hart is niet recht. David kon vir Saul doodgemaak het. Verstaan jullie? Wat sê vir sy manne? Raak die gesalfdes van die Here nie aan nie. Doen hulle nie kwaad aan nie. So enige negatief wat jy van eie gesalfde praat, jy doen hom kwaad aan. En nou sê die woord van die Here, die duisternis gaan jou volg. Daarom wil ek ons met mekaar respect. Die volk van Middelburg, ek vra vir julle, respect julle se leiers. Respect vir hulle wat voor julle loop. Dit lyk eenvoudig. Hy lyk nie vir jou perfect nie. Maar ek smeek julle respect julle se leiers. Hy kan kaberig is. Hy kan altyd is. Maar respect julle se leiers. Kom ons staan op die been. Kom ons staan op die been. As ek hierdie plek so sien, dan gaan my hart uit vir Middelburg. My hart bloei vir die plek. As ek die plek so kyk, my hart bloei vir. My hart gaan uit vir Middelburg. Ek sien iets by 'n sekere moeder. Ek gaan nie nou met die hand pointe. En terwyl die vrou daar besig is, ek weet nie eens die kerksuster op, maar ek sien die moeder is besig. En sy staan daar by 'n emmer. En ons weet, my ma is so dierbaar, as haar begrafenis is, dan sal jy altyd my ma daar sien. En dan vat my ma al haar plastic goed wat sy het, dan vat sy die begrafenis toe. En dan vraag ek vir my mama, hoekom gaan jy so all out? Dan sê sy vir my kind, ek lewe nou, so dat jylle die goede kan sien. Dat jylle voorbeelde kan wees voor jou. En ek kyk die moeder vanmiddag so, sy is die heel dag bezig. En sy is bygerig die heel tyd. En sy is bezig om haar laaste eer te doen aan 'n man van die Here. En ek wil hê die keyboardspeler moet hom net so, ek wil nie skerry. Laat Middelburg hoor, van hy is nie by die kerk, ek praat met julle wat hier is. En ek kyk die volk, en ek kyk vir myself. Ek het 'n sterfgeval by ons huis dierbaar is. My suster se kind is oorlede. Ek moet daar gewees het. Maar Jesus se ma kom by hom, sy broer sê vir hom, jou ma soek jou. Hy sê nee. Hulle wat die wil van God sal met my doen. Dis my broer en my susters. En ek antwoord my ma, ek sê vir my ma, ek is in die kant van welkom dierbaar, sê ek moet huis toe gaan. En ek sê vir ek sal nie kan kom nie. Ek wil my laaste eer aan die man van die Here te kom doen. 'n man met soveel respect. Weet jy, as hy man van die Here wil 'n sak reg gemaak het, dan het hy altyd so gesag gebruik. Weet jy, en 'n mens kon sien hoe hy sy broer en sy mense gevat het, man. Jy kon sien, die man is op hy mate van, ek is op 'n relax mode. Amen. En my hartse begeerte vanaand is, ek het het van apostel hulle gesê, terwyl ek in die Kaap is, ek soek niks anders nie dierbaar is, maar kom ons respect die begrafenis.
Kom ons begrawe hom met eer en dignity. Kom ons huil. Kom ons hardloop met hom. Kom ons gaan begrawe vir hom soos hy gelewe het. Ek vra vir julle almal wat kinders van die Here is en die breë gemeenskap. Kom ons smelt saam. Dierbares, die sien my broer alleen of my leraar alleen nie. Is ons pa. Die eerste keer toe ek hier van sy huis afloop, toe gee vir my 'n pak vleis. En ek vra my vrou toe, "Mam, wat 'n vlees, wat is die?" En hy het 'n tradisie gehad. Jy gaan nie van sy huis af nie hande loop nie. En ons, ek en my vrou glo hy ding dierbaar as ons loop nie met sakkies van iemand sy huis af nie. En ek wil dit nie vat nie. Maar iets sê vat dit. En ek vat die pakkie vlees en ek gaan huis toe. En ek kon lang eet aan hy vlees. Terwyl die leraar die hele Middelburg gevoed het amper. Het hy vir ons in die kampen ook gevoed. So dit wat ek wil doen, ek wil net die eer aan hom toon. So my hartse begeerte, as kinders van die Here, kom ons toon die laste eer. Amen. Sê vir jouself, staan daar, sit die sy hand op die sy bors. Ek wil iemand die sy regterhand op die bors sit. En sê, Vader, help my. Laat die eie ek nie oorvat nie. En soos ek hier staan, ek voel dieselfde. Ek wil nie eie ek spirit het. Ek wil nie goed te praat wat mense seer maak nie. Ek wil hê, as ons uit mekaar uitgaan, moet ons kan sê, dit is geskiedenis. Ons het die man begrawe met eer. En ek wil hê, die volk van die Here moet hom onthou, soos hy gelewe het. As u miskien dronkie verby geloop het, hy het jou geskeel, hy het jou gevertel, en so het mense maar bekeer en nader gekom. Ek ken nog nie sy geskiedenis so diep in nie, maar as hy hoor, dan hoor ek nie, maar hy het 'n broer ook wat 'n kerk het, en die mooiste van alles, hulle is broers wat 'n kerk het. Is twee broers. As u in die geskiedenis gaan lees van Methodiste, is twee broers wat hy kerke bestig het. As u gaan kyk by ZCC's, is twee broers wat hy kerke raal. Das baie kerke wat jy sien, die Here het twee broers gebruik. En ene wat ek gelyk het, hulle was nooit in mekaar se pad nie. Amen. Amen. Maar die gebed van my hart is, kom ons toon die respek aan ons groot mense. Kom ons begrawe vir leraar met eer en met heerlikheid. En kom ons laat God ons gebruik om die man van die Here reg te begrawe. Die woord sê in die boeke van Konings, verroer julle nie sy bene nie. Wanneer julle sy bene verroer, baie lelike goede kan gebeur. So ons gaan nie die man van die Here lelik begrawe nie. Amen. So elke kerkorganisasie wat vanaand hier is, die sê wie se werkie, ons gaan mekaar help. Want as Apostel Pierce hier is, dan het die hoof gepraat saam met leraar, saam met julle, saam met onze hoofleier, hy het soms saam met die mense gestaan.